Voorsitter, sê die woord feminisme hardop in 'n vertrek vol mense en kyk wat gebeur. Daar trek iemand hulle wenkbrau op, iemand sug, iemand rol hulle oë, nie omdat feminisme 'n onbekende woord is nie, maar omdat dit ongemaklik is. En in 'n wêreld wat lank reeds gemaklik leef, word ongemaklike idees dikwels as gevaarlik bestempel. Dames en here, ek sê, feminisme is nie 'n vloekwoord nie. Dis bloot 'n woord wat vasgevang is in polemiek. Polemiek ontstaan nie wanneer 'n idee swak is nie. Dit ontstaan wanneer 'n idee werk, wanneer dit gevestigde magsposisies bevraagteken en wanneer dit lig skyn op strukture wat lank reeds gemaklik in die skadu leef. En dit is presies wat feminisme doen. Eerstens ontstaan die polemiek rondom feminisme omdat die woord selfdoelbewus verdraai en gedemoniseer word. Hoekom gebeur hierdie sistematiese ligeisdiese kapings? Feminisme het met tyd 'n emosioneel gelaaide etiket geword. Nie omdat dit vroue bo mans plaas nie, want dit is juist nie wat feminisme doen nie, maar omdat dit gelykheid eis in 'n wêreld wat al ongelykheid genormaliseer het. Ons hoor dit gereeld. Ek glo in gelykheid, maar ek is nie 'n feminis nie. Dis soos om te sê ek glo in menseregte, maar ek hou nie van die woord nie. Woorde word dikwels eers gedemoniseer voordat idees stilgemaak word. Want as jy woorde kan vergiftig, hoef jy mos nie meer die inhoud daarvan te worstel nie. Dis presies Dr. Bell Hooks se punt in haar invloedryke 2021 boek, Feminism is for Everybody. Sy is 'n ikoniese sosioloog, filosoof en navorser wat haar hele loopbaan gewy het aan die ophef van vroue. Sy meen, feminisme word dikwels gereduseer tot stereotypes van mannehaat, radikalisme en oorreaksie. Maar dit, dames en here, is karikatuur, nie 'n definisie nie. Die Britse linguis en akademikus Deborah Cameron gaan verder in haar 2023 boek Feminism, A Brief Introduction, gepubliseer in die Oxford University Press. Sy sê dat weerstand teen feminisme dikwels begin by die demonisering van die term self, omdat taal 'n kragtige instrument is om idees te beheer. Die polemiek lê dus nie in wat feminisme sê nie, maar hoe dit doelbewus verkeerd aangehaal word. Tweedens word die polemiek rondom feminisme grootliks aangevuur deur magsam. Kom ons wees gou eerlik met mekaar. Feminisme word nie gevrees omdat dit vroue bemagtig nie. Dit word gevrees omdat dit mag herverdeel. Want wanneer vroue begin vra, hoekom verdien ek minder? Hoekom is my veiligheid onderhandelbaar? Hoekom word my stem as emosioneel afgemaak, maar 'n man se was sterk? Dan begin die fondamente bewe. Polemiek is dikwels net 'n rookskerm vir magsam. Dis makliker om 'n beweging te diskrediteer as om jou eie voorreg te bevraagteken. En tog lewe ons in 'n samelewing waar vroue grondwetlik gelykheid het op papier, maar steeds nie veiligheid in praktyk ervaar nie. Volgens Amnesty International se annual rapport van 2024, gepubliseer op April 2024, word Suid-Afrika internasionaal geprys vir hul progressiewe grondwet, maar terselfdertyd gekritiseer vir die enorme gaping tussen regte op papier en in die werklikheid. Dis nie ideologie nie, dis 'n realiteit. En om die werklike gevare teen vroue uit te wys, is nie om op te stoot nie, maar om verantwoordelikheid te neem in 'n wêreld waar stilte nog altyd die gemaklikste keuse was. Laastens is die polemiek rondom feminisme self die bewys van ironie van weerstand. So laat ek vir julle hierdie hartseer ironie verduidelik. Baie mense wat feminisme verwerp, het toegang tot onderwys, werksaam vroue in leierskapsposisies en glo hulle dogters mag droom sonder perke en rondbeweeg sonder om onveilig te voel. Maar sodra iemand die woord feminisme aanbring, is dit skielik te veel. Dit is maklik om die voordele van 'n beweging te geniet, maar moeilik om die beginsels daarvan te verdedig en die verantwoordelikheid daarvan te aanvaar. Die bekende Britse Nigeriese skrywer, Chimamanda Ngozi Adichie, verduidelik in haar bekende 2001 essay, We Should All Be Feminist, dat baie mense die voordele van feminisme aanvaar, maar die woord verwerp omdat dit hulle dwing om oor mag en verantwoordelikheid na te dink. En dis presies hoekom feminisme
nie 'n vloekwoord is nie. Dis 'n lakmoestoets. Met ander woorde, dit wys onmiddellik hoe 'n samelewing reageer wanneer magsverhoudinge bevraagteken word. Met oop denke en selfondersoek of met weerstand en vrees. Dit wys wie gemaklik is met gelykheid en wie net daarmee saamstem, solank dit niks van hulle vereis nie. Dames en here, ek sê, feminisme is nie 'n vloekwoord nie. Dit is 'n kragtige broodnodige idee wat ongelukkig vasgevang is in polemiek, net omdat dit weier om stil te bly. Want eerstens, dit ontbloot die magsdinamikas wat mense graag wil ignoreer. Tweedens, dit daag gerieflike narratiewe uit. En derdens, dit vra nie toestemming om gehoor te word nie. Ons hoef nie almal oor alles saam te stem nie. Maar 'n samelewing wat woorde demoniseer, net sodat hulle nie meer die inhoud daarvan hoef te worstel nie. Is nie 'n samelewing wat onsself logies denkend en beskaafd kan noem nie. Want hierdie gesprek gaan nie oor 'n ideologie en 'n handboek nie. Dit gaan oor mense, ons ma's, ons sissies, ons vriendinne. Dit gaan oor onsself. En as ons nie bereid is om na argumente te luister, wanneer dit hulle veiligheid, waardigheid en regte raak nie, dan is die probleem nie die woord nie. Dis ons gewete. Feminisme is nie 'n vloekwoord nie. Dis 'n uitnodiging om uiteindelik mens te wees.